Dankie dat jy inskakel by vandag se begeleide gebed. As ek Openbaring 21 lees, veral vers 4, dan kry ek altyd so warm gevoel in my hart van wat vir gelowiges in Christus wag wanneer hulle tot sterwe kom. Ek wil dit vir jou lees, dit sê, hy sal al die trane van hulle oë afdroog. Die dood sal daar nie meer wees nie, ook die smart of geween of pyn nie. Die dinge van vroeër het verby gegaan. Ek lees dit weer vir jou. Hy sal al die trane van hulle oë afvee en afdroog. Die dood sal daar nie meer wees nie, ook die smart of geween of pyn nie. Die dinge van vroeër het verby gegaan. Kom ek en jy vat 30 sekondes en dan bid ons oor hierdie teks. Kom ons gaan nou in 'n tyd van gebed in. Here, ons dank U vir die belofte van 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde. Here, dankie dat daar troos is in ons hartseer en in ons swaar kry. En Here, dat U hoop altyd ons harte sal vul. Here, ons bid dat ons sal vas staan in geloof, selfs al voel dinge baie gebroke. Amen. Here, die hemel is nie 'n ontsnapping nie, dis 'n bestemming. Dis die belofte van God self, dat alles wat gebreek is, heel sal wees, alles wat geskeur is, sal herstel. Maar hierdie hoop op die hemel is nie net vir eendag nie, dis wat ons nou al dra. Sonder hoop word swaar kry ondraaglik. Sonder hoop gee ons moed op. Maar met hoop leef ons met lig, al is ons omring deur donkerheid. Hierdie hoop is gewortel in Christus, die een wat die dood oorwin het en wat vir ons 'n plek voorberei het. Daarom kan ons lewe met verwagting, met vreugde en met vasberadenheid, selfs in ons trane. So hier's 'n vraag waarop ek en jy nou kan reflekteer en ek gaan so 'n paar oomblikke stilte gee. Hoe verander die hoop op die hemel die manier waarop jy vandag se pyn of vreugde hanteer? So hoe verander hierdie hoop op die hemel die manier waarop jy vandag se pyn of vreugde hanteer? Kom ons gaan nou in 'n oomblik van stilte in. Here God, dankie vir die hemel. Nie net as 'n ver plek nie, maar as 'n werklikheid wat U vir ons voorberei. Dankie vir die belofte dat U self ons trane sal afdroog, dat pyn sal eindig en dat die dood geen krag meer sal hê nie. Here, hierdie hoop is nie net vir eendag nie, dit hou ons staande vir vandag. In die midde van gebrokenheid gee dit ons moed om aan te hou lief hê. In die diepte van ons pyn herinner dit ons, hierdie is nie die einde nie. Bou daardie hoop diep in ons harte in, Here. Laat dit ons dra, ons vorm en ons vul met 'n heilige verwagting. Laat ons nou al leef met die vreugde van wat kom en die geloof om U hand in vandag se gebrokenheid raak te sien. In Jesus se naam bid ons dit. Amen.